In die jaar so 11.500 kalwers in hierdie reeks verkoop, wat spesifiek op die reeks is. Ons doen tussen dan nog ander veilings, maar vir die reeks, so 11.500 kalwers verkoop, en die van julle wat op hierdie stadium veilings volg, sal sien dat daar so, daar's 'n redelike prysverskilletjie tussen wat laas jaar gebeur het, hierdie jaar gebeur het. Ons gemiddelde tollieprys vir hierdie jaar, kopprys per tollie, was so $6,200 'n tollie, en 'n gemiddelde gewig van so rondom 200 kg. Ons vers is 'n gemiddeld was so $5,100 per kop oor daai reeks op dan nou oor die 11.000 kalwers. Maar ek dink wat die belangrike gedeelte vir ons is, en dis maar weer eens om te wys wat die impak van hierdie reeks is. As ons die uitbetaling op die speenkalf reeks dan nou probeer kwantifiseer, dan doen ons in daai, kom ons sê 6 weke, 2 maande. Dit is hierdie jaar so plus met 67 miljoen uitbetaal, net uit daai tydjie uit. Nou as ons teruggaan na die beter jare toe, so hier in 22, 21 daar langs, het daai selfde waarde het gewissel so tussen 82 en 85 miljoen. En dis wat ons graag hierdie jaar weer sal bereik. En landbou bly vir ons almal belangrik. Dit is hoekom ons hier so is. Geen land het al ooit die verskywing gemaak van 'n derde wêreldland na eerste wêreldland of van 'n ontwikkelende land na 'n ontwikkelde land sonder om te doen wat landbou ontwikkel word en 'n streek gevestig word binne landbou nie. Dit is hoekom ons belê en besigheid doen by landbou. So ons glo dat landbou is die sleutel vir die toekoms van Namibië en dit is hoekom ons belê in Namibië en belê in die land. I just want to single out Agra as an example of how private sector can support the national efforts, creating platforms such as this. The private sector brings agility, efficiency, and a result-driven mindset to agriculture. And when aligned with government and farmers' needs, it becomes a powerful engine for transformation and inclusive growth.